Ek droom gisterand, ons is verheerlik, onverganklik. En dit is so fantasties, en ek sê vir iemand, ja, ek het nie gedink dit gaan so wees nie. En ek sê vir die persoon, maar ek gaan gou saam met Jesus in die straat loop, ons loop so in die straat. 1 Korintiërs 15:28 sê, die Message Bybel sê, Jesus wag om sy plek in te neem, saam met al die ander seuns, as die seun. Want as jy my gesien het, as ek jou gesien het, het ek die Vader gesien as een seun. So ek is opgewonde vir dit. In die week het ek 'n stelling gemaak, die weg na die ewige lewe is nie die dood en dan daarna as die hiernamaals nie. Die meeste van ons as die kerk glo mos, jy gaan dood en dan hierna het jy die ewige lewe. Dis nie waar nie. Weet julle waar kom dit vandaan? So 220, 230 na Christus het Griekse filosowe dit ingebring om die mens te beheer met 'n persepsie dat jy hierna eendag na jou dood voor God moet staan om rekenskap te gee vir dit wat jy gedoen het toe jy in jou vleesliggaam was. Ek sê met radikaliteit en 'n liefde, dit is mensgemaak om die mens te beheer. Want hoeveel kinders van die Here sit in vrees, gaan hulle hemel maak of is dit hel? Is mensgemaak. Het julle geweet? Johannes die apostel het die evangelie oorgedra aan 2, 3 ander apostels en toe het Griekse filosowe ingegryp om die mens te beheer, toe verander hulle alles. So wat vir ons belangrik is om te bly by die waarheid soos dit was nadat Christus opgewek is as verheerlik uit die dode, want dis aan wie ons behoort. As jy vat 1200 foutiewe vertalings in die Bybel, as gevolg van vertalers, en ongelukkig het die westerse kerk dit aangeneem, en die meeste glo, die ewige lewe is hierna, terwyl die ewige lewe nou is, en die ewige lewe is om hom te ken. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, om hom te ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat hy gestuur het. Hoekom? Sodat jy kan weet wie jy is, want soos wat hy is jy. Met ander woorde, kan ek 'n radikale stelling maak? As ek doodgaan in my vlees, dit gaan vir God oor 'n vleesliggaam, die hele verlossing, as dit is volbring, het gegaan vir God oor 'n vleesliggaam. Want as God sy tempel, wat is sy tempel? Weet jy dan nie dat jou liggaam sy tempel is nie? As God sy tempel verloor wat gees is, het God sy wettige reg op die aarde verloor. Vader, laat u koninkryk kom. Vader, laat u wil geskied soos dit in die hemel is, ook so op die aarde. Waar is die koninkryk? In ons. 1 Korintiërs 15:26, die laaste vyand in hierdie koninkryk wat vernietig moet word, is ek gaan hierdie gou wegvat, die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Nou as die dood die laaste vyand, as die dood die laaste vyand is wat vernietig moet word,
en die koninkryk is in jou, waar moet die dood dan nie meer sigbaar word? In jou. Jammer, jammer, jammer. En die goeie nuus is, toe hy uitroep, dit is volbring. Hebreërs 2 vers 9 het hy deur die genade van God vir elke mens reeds klaar die dood gesmaak. Ons weet, daar was die wet, daar was die psalms, ons weet daar was die profete, en ons weet dit alles het verwys na Jesus Christus, en dit alles was aangaande die Jode. Ek en jy, as al die ander nasies as 'n heiden, is eers hier ingebring, saam met die Jode. En toe Jesus op die kruis uitroep, dis volbring, toe is die wet volbring. Hoekom moes hy die wet volbring? Want die wet kon nie lewend maak nie. Die wet kon nie lewend maak nie, want die wet het sonde krag gegee, en die loon van die sonde was die dood. Die psalms en die profete was als geadresseer aan Jesus Christus, en as jy na al die psalms en profete kyk, het God 'n belofte gemaak aan die Jode. En die belofte was dat God hulle uit die dood sou opwek. Want aangesien die dood deur 'n mens is, en dit nie God se plan was nie, want van die begin af het God die mens gewaarsku, moet net nie eet van die boom van goed en kwaad, kennis van goed en kwaad nie. God het die mens gewaarsku van die begin af, moet net nie doodgaan nie. En toe hulle ongehoorsaam is en begin doodgaan, toe word hulle almal bewaar in die doderyk. Hulle was almal bewaar in die doderyk. Toe kom vertalers as gevolg van Griekse filosowe, en hulle verander in die Bybel die woordjie doderyk, en hulle noem dit hel. Hoe verskriklik. En ons weet, toe Jesus op die kruis uitroep, dis volbring, toe gaan almal in die doderyk se grafte oop, want God het sy belofte gestand gehou. Want al wat God in gedagte het, is 'n tempel. Hy woon nie meer in 'n huis met hande gemaak nie. Ek en jy is die tempel, en God het in gedagte gehad tot in ewigheid. Dis hoekom ons redding, waarvan is ons gered? Jy's gered, my vriend, jy kan jou studie gaan doen, jy kan gaan kyk. Jy's nêrens gered van hel om hemel toe te gaan nie. Jy's gered van siekte, jy's gered van sonde, jy's gered van die dood, jy's gered van gevaar, jy's gered van alles wat jou weerhou om te lewe op die aarde. En toe ek hierdie stelling maak, toe antwoord Heilige Gees my, hy vra vir my, moet jy glo om vir ewig te lewe? Moet jy glo tot ewige lewe, my seun? Of het jy reeds die lewe as reeds in Christus lewend gemaak? As reeds lewend gemaak. Nou moet ek jou die vraag vra,
Hoe lewend is jy? Want Romeine 8 vers 6, Romeine 8 vers 6, kyk wat sê Romeine 8 vers 6. Kyk wat sê Romeine 8 vers 6. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Met ander woorde, dis groot. As ek vir jou vra, hoe lewend is jy, dan is jy vanoggend lewend, soos wat jy dink jy is. Met ander woorde, dis 'n bewustheid. As in jou enige bewustheid as 'n persepsie van dood is, dan is dit hoe lewend jy is, want God kan verder niks doen nie. Dit is klaar volbring. Is dit nie verskriklik nie? Hoe lewend is jy vanoggend? Kom ons kyk gou, wat was God se beloftes vir die Jode? Kom ons begin by die begin, want het jy geweet hoe jy begin, dis hoe jy eindig. As jou begin is soos die westerse kerk, as gevolg van Griekse filosowe, jy is 'n sondaar, gaan jou einde. Maar as jy by waarheid uitgekom het as identiteit, want 3 dae hierna was daar 'n opstanding. 'n ander woord vir opstanding, was daar 'n wedergeboorte. Wedergebore. 'n ander woord vir wedergebore is regenerasie. Met ander woorde, dit beteken God moes jou ouers gebruik. God moes jou ouers gebruik om jou hier te kry, en jy was gebore uit manlike verganklike sperm, sodat jy net moes uitkom by die verligting van die waarheid, wie jy is, die ware jy, eintlik uit God gebore, uit onverganklike woord, saad, sperm, wat tot in ewigheid bly, saam opgewek, geregenereer. Met ander woorde, jou stamboom is nie meer roos, de koker, brand, spies, McBride nie. Jou stamboom as geregenereer, jy's nou 'n ander generasie, jy's nou gebore uit 'n ander vader. Want, onthou julle, voor die grondlegging van die wêreld, onthou julle van ewigheid af, was jy alreeds in hom uitverkies, heilig, onberispelik as kind. En toe jy saam met hom as hy opgewek, wedergebore, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, jou ware afkoms eintlik as God jou Vader, is jy op die aarde nou 'n nuwe mens, en hierdie nuwe mens is in 'n nuwe lewe. Wat is hierdie lewe? 'n kwaliteit lewe as ewige lewe, God se lewe. So met ander woorde, elke mens wat gebore word, daai ou babietjie wat sê, het klaar die lewe as lewend gemaak. So met ander woorde, ons moet hier iets anders glo.
En ons gaan nou na dit kyk. Ons moet hier iets anders glo. Maar kyk dit gou God se belofte aan die Jode. Kyk gou wat sê Esegiel 37. Kyk gou God se belofte aan die Jode. Kyk gou wat sê Esegiel 37. Esegiel 37. As jy op sê wie? Sê weer? Daar is hy nou. Sit hom op, hy weet. Ons bring bietjie die skrifte in vir julle. Dis eintlik lekker so. Dit maak dat ek bietjie stadiger preek. Want ek kan ons om net so laat loop. Dit beteken ons gaan bietjie langer hier wees. Kyk wat sê Esegiel 37. Weet julle wat is belangrik hierdie jaar? Ons liefde vir mekaar en ons liefde onder mekaar. Hoor julle wat ek sê? 'n band van vrede wat Heilige Gees begeer. Dat waar ons gaan beweeg, ons 'n impak gaan maak. Want soos wat hy is, soos jy. En dis nie uit jou gedrag en jou werke nie. Dis 'n identiteit as bewus. 'n waarheid. Maar kyk God se belofte aan die Jode hier. Kom stel 'n bietjie op. Esegiel 37. Wat het gesê vers, hoeveel sê wie? Ek het net vir Xavier, ek hou net vir Xavier en vir Richard Bakker daar aan die ander kant nou. Esegiel 37 vers 11 sê, toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Wie het al gesê, dit is klaar met jou? En dan kom verras God jou. Vers 12. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. Ek sal julle bring in die land van Israel. Vers 13. En julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. Vers 14. Ek sal my gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Moet hy dit doen of het hy dit gedoen? Wat het hy dit gedoen? Volbring. En wat is die land? Die beloofde land waarna hy verwys het, 'n vleesliggaam. En dis op aarde. Dis hoekom hierdie liggaam het hy kom duur koop. Hierdie liggaam behoort nie aan jou nie. Verheerlik hom nou met hierdie liggaam en met jou gees. Is dit nie fantasties nie? En kyk gou wat sê Titus 1. Kyk gou wat sê Titus 1 oor dit. Kyk gou wat sê Titus 1 oor dit. Kyk gou wat sê Titus 1 oor dit. Titus 1. Kyk gou wat sê Titus 1 oor dit. Ek blaai 'n sprus lank om vir Xavier tyd te gee, vir Xavier en Richard tyd te gee. Ek het nou 'n goeie verskoning om lank te blaai. Kyk wat sê Titus 1 vers, wat het ek gesê? Vers 1, nee. Titus 1 vers 1. Hoor nou, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Die godsaligheid is, God word geopenbaar in vlees. God soek 'n liggaam, my en jou vleesliggaam. Dan sê vers 2, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Met ander woorde, vir hulle, was dit 'n hoop. My vriend, en my vriendin, hier, is dit nie meer 'n hoop nie. Ek gaan nou vir jou wys, want jy is as opgewek, uit hom gebore, 'n nuwe generasie. Jy is lewend gemaak. Die probleem met hoop, ek het te groot geskryf, maar ek gaan dit hier onder inbring. Sommer met watse kleur kan ek gebruik? Ek gaan hier kleur gebruik. Onthou julle,
toe hy die wet en psalms en profete volbring, onthou julle, toe was die Jode mos ongehoorsaam. Toe die Jode mos vir 40 jaar aangegaan. Onthou julle, 40 jaar aangegaan, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid. En ons weet 70 na Christus, is hy uitgeroep, dit is verby. En ongelukkig is meeste van die goed in die woord, het gegaan rondom hierdie tydperk. Want dit was vir hulle 'n hoop. Maar ons wat uitgekom het by waarheid, vir my is ewige lewe nie 'n hoop nie. Ek het nie nodig om te glo tot die ewige lewe nie. Ek moet in plaas van glo tot ewige lewe, is daar iets wat ek moet weet. Want ons is lewend gemaak. Met ander woorde, God doen sy belofte gestand as volbring, en 3 dae daarna toe hy opstaan, toe word almal as in Christus. Wie is almal in Christus? Onthou jy Efesiërs 1 sê, met die volheid van tyd, toe vat God alle dinge in die hemele, hy vat alle dinge op die aarde, hy vat alle dinge in die doderyk, en hy plaas alles in Christus, en alles in Christus is lewend gemaak. So met ander woorde, ek moet dalk nou iets anders glo, en ek gaan nou vir jou wys, en dis my verskil, dit wat 'n verskil maak in my lewe. Kyk gou wat sê Johannes 6, ek wil gou dit vir julle wys. Jesus se gesprek met hulle voor die kruis. Kyk gou wat sê Johannes 6. Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat. Almal verstaan sover. Is dit nie mooi nie? Maak dit sin. Dis die goeie nuus. Mense, die goeie nuus is nie om hel te mis en hemel toe te gaan nie. Want die dood is 'n vyand. Ek het gister weer gesien hoe hartseer en pyn veroorsaak die dood. Daar's niks goeds in die dood nie. Kom. En sê gou vir my, hoekom is dit? As jy nog glo, jy moet doodgaan, en daarna ewige lewe, hoekom is dit, dat jy wat kwaad word vir my, as hulle jou diagnoseer met byvoorbeeld kanker, gaan jy alles in jou vermoë doen, jy gaan al jou geld spandeer in 'n hospitaal, om nie dood te gaan nie. Kom help my bietjie reg. As jy glo jy moet doodgaan vir ewige lewe, en jy word gediagnoseer met die dood, hoekom doen jy alles in jou vermoë, om dan nie dood te gaan nie? Jy moet mos eintlik nou bly wees en juig en doodgaan, dan prys die Here, nou het jy die lewe. Weet julle hoekom? In elke mens se gees, is jy reeds klaar as lewend verklaar, en jou sielmens diskwalifiseer jou as gevolg van onkunde, en die tempel, jou vleesliggaam, ly die skade. Kom ons gee die Here 'n bietjie lekker lofoffer. Johannes 6. Jesus se gesprek voor die kruis. Hoor wat sê hy van Johannes 6:28. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. By ander woorde, daar is niks wat jy kan doen nie. Jy moet net glo. Maar eintlik wil ek dit 'n stapie verder vat. Kyk op die bord. Ons wat as opgewek verheerlik, klaar. Ons wat hier is as nuwe mens, op 'n nuwe lewe, in 'n nuwe weg. Vir ons is dit eintlik meer as glo. Ons moet dit en manifesteer. Filippense 2:20 sê jy moet hierdie redding, hierdie saligheid moet jy in jou vermoë manifesteer as 'n bewustheid. Kyk wat sê vers 40. Hoor nou wat sê vers 40. Jesus sê, onthou, kry die konteks weer reg. Die grootste probleem tans, die tydlyn en konteks van ons as die kerk is uit. Dis hoekom ons die krag nie beleef nie. En die krag, die woord wat vlees geword het, se krag moet jy beleef in jou liggaam. Want in die begin was die woord was by God, die woord was God, Johannes 1 vers 1. En uit hom het alle dinge ontstaan, en die woord is die lig. Die woord is die lig, wat die mens moet verlig.
Johannes 8:51 sê, as jy hierdie woord bewaar, in herinnering hou, sal jy die dood in der ewigheid nie sien nie. Hoekom sien ons as die westerse kerke te raakie? Want daar's 'n bedekking. Kyk wat sê hy vir hulle in Johannes 6, let wel, voor die kruis. Ek gaan 'n radikale stelling maak. Dit was nie vir my nie. Kom ek skok jou. Kyk wat sê Johannes 6, vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. Sê mag hê. Kyk op die bord. Is jy wedergebore as opgewek verheerlik sy vermoë uit hom gebore? Mag jy die ewige lewe hê of is jy lewend? Ons gaan nou by dit kom. Want as jy die ewige lewe mag hê, is ewige lewe vir jou nog 'n hoop. Kan ek gou vir jou sê, voor die grondlegging van die wêreld as ewigheid was 'n verborgenheid. En 'n verborgenheid bestaan uit twee dele. Die geestelike onsigbare en dan die sigbaar word. Waar het dit alles sigbaar geword? As opgewek, verheerlik. Met ander woorde, toe ons geregenereer word, ons het 'n ander pa, ons het 'n ander DNA, ons is uit God. Toe het die ewigheid soos dit was voor die grondlegging vir ons sigbaar geword in vlees. Daarom is ek lewend gemaak. Dis hoekom elke mens wat op 'n sterfbed lê, veg en doen alles om te bly lewe en nie dood te gaan nie. Want sonder dat jy weet die waarheid in jou, is jy lewend gemaak. Jy sien, ek gaan my gedra hierdie jaar, maar ek sukkel. Kyk wat sê vers 41. Hoor nou, toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Hier kom dit, vers 42. En hulle sê, is hy nie Jesus die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? Sê Josef. Met ander woorde, hulle het nie die openbaring gehad wat ons het, hy is eintlik uit God gebore nie. Hulle het gesê, is hy nie die seun van Josef nie? Is Rudy Roos nie die seun van oom Dolf en tannie Gerrie nie? Solank jy redeneer, jy's 'n brand, jy's 'n roos, jy's 'n McBride, jy's 'n spies, moet jy glo vir die ewige lewe, want jy mag dit hê. Maar as jy weet wie jy is as identiteit, dit is volbring uit God. Hier staan die seun van God, is jy lewend gemaak. As Roan my seun daar instap, gaan julle sê, dis Rudy se seun. Hy is 'n roos. Moet hy iets doen om 'n roos te wees? Moet hy 30 dae vas om 'n roos te wees? Moet hy 2 ure bid om 'n roos te wees? Hy kan nie help hy, sy DNA is 'n roos, want hy's uit 'n roos gebore. Nou as jy die seun van God is dit die natuurlikste ding op aarde om seun te wees. Waarmee sukkel ons? Kyk gou wat sê vers 42. En hulle sê, is hy nie Jesus die seun van Josef nie? Sê, daar is die moeilikheid. Want hulle het nie die openbaring gehad. Hy is eintlik die seun van God nie. Soos wat ek en jy die openbaring moet hê as waarheid. As waarheid. Kyk wat sê vers 47. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek soek jou volle aandag. So wat is hierdie lewe? Om nie te, daar sê Jesus dit. En hy sê dit voor die kruis vir hulle. Maar ek en jy wat uitgekom het by die ware as die nuwe. Die woordjie dood in jou woordeskat
en in jou gedagtegang is vir God 'n vyand, is in vyandskap met God. Hy ag dit as die bose. Wat is die bose? Nie die duiwel nie. Die bose in Grieks beteken to toil, om in jou eie vermoë te probeer. Terwyl hy alles vir jou volbring het, tot hierdie lewe. En dis nie net 'n lewe nie, dis in oorvloed. Hoe groot is dit nie? Hoe wonderlik is dit? Daarom kyk gou wat sê Hebreërs 10 nou oor dit. Onthou julle Johannes 17 vers 2 sê, ek gaan sommer quoteer, Johannes 17 vers 2 sê, God het hom alle mag oor alle vlees gegee, om in alle vlees hierdie lewe te gee. Sê vir my, moet hy dit doen, of is dit gedoen? So jy is so vol van lewe. As God na jou kyk, sien God geen dood nie. Maar as ek vir jou vra hoe lewend jy is, dit afhang van wat jy. Moet ek sê eina of moet ek sê halleluja? Wat is ons probleem? Ons leef nog steeds uit ons 5 sintuig wêreld, emosies, omstandighede, situasies definieer ons en nie ons ware identiteit wie ons is as die Christus nie. Dis die probleem. Kyk wat sê Hebreërs 10. Ontvang ons iets. Kyk wat sê Hebreërs 10. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 9 en Jesus sê, hy daarna gesê, kyk ek kom om u wil te doen, o God, ek neem die eerste weg om die tweede te stel. Kyk op die bord. Ek gaan vers 10 gelees, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Christus Jesus, net eenmaal. Met ander woorde, deur die offer van Jesus Christus het hy dit alles kom wegneem, om dit te kom stel. So as God na jou kyk, ek het verlede week dit gesê, as God na jou kyk, sien hy jou in die raamwerk van wie en wat Jesus Christus is. As Jesus Christus na jou kyk, kyk hy na jou in die raamwerk hoe God sy Vader hom sien. Nou is die vraag, hoe sien jy jouself? As jy jouself nie sien in daardie raamwerk soos wat hy is jy nie, en jy dink van jouself iets anders, is daar iets anders, 'n leuen en 'n illusie wat jy glo, want dis nie wie jy is nie. Is dit nie verskriklik nie? Is dit nie verskriklik nie? Wat beteken eerste? Hy het gekom om die eerste weg te neem. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 15. Blaai gou 1 Korintiërs 15 toe. Ek vat gou terwille van Xavier 'n slukkie koeldrank. Nee, die ou raak skerp nie. Ons gee vir hulle 2 bietjie, hy en Riese bietjie lekker hande klap. Hoekom ek dit so gedoen het, is om hulle 2 wakker te hou, want ek vang hulle partykeer as slaap hulle. Nee, dis 'n grappie. Is 'n grappie. Wat was die eerste? Kyk op die bord. Wat was die eerste wat hy kon wegneem het? Kyk wat sê 1 Korintiërs 15:22. 1 Korintiërs, ek moet ook seker blaai nie. Sê Rudy praat te veel. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15:22. Vers 22 sê, want soos hulle, sê hulle, nie julle nie, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Kyk op die bord. Hoekom het hy kom deel met die eerste en die eerste weggeneem? Want arme Adam het die dood mos ingebring. En toe kom word hy mos die laaste Adam. En soos wat hulle almal in Adam gesterf het, ons is van mening, toe een sterf, toe sterf almal, dis volbring, met ander woorde, daar's geen Adam. En alles wat met Adam te doen het, is dood. So daar's geen sonde. So daar's geen dood. So daar's geen verwronge identiteit. Want toe hy sterf, toe sterf alles in Adam, hy neem die eerste dinge weg, en toe ons almal saam met hom opgewek, verheerlik, toe definieer hy, en hy manifesteer, en hy bevestig die tweede. Wat is die tweede? Wat is die tweede? Kyk wat sê Efesiërs 2 geoor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 oor dit. Is dit nie fantasties hier?
Is dit nie mooi nie? Kyk wat sê Efesiërs 2, vers 14. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur afgebreek het. Wat beteken dit? Hy wat albei, twee. Wie was die twee? Dit was die Jood wat hy ingebring het, en dit was die heidene ander nasies. Toe maak hy albei een. Een wat? Een nuwe mens. Hoe lyk hierdie mens? Sê die Christus. Sê God geopenbaar in vlees. Sê vlees van sy vlees, been van sy been. Met ander woorde, hier is nie meer 'n Rosie. Hier is nie meer 'n Brantie. Hier is nie meer 'n De Kokerie. Hier is nie meer 'n Nel nie. Hier is net 'n Christus mens, die seun van God. Hoe lewend is jy? So lewend soos wat jy. Hoe lewend is jy? Kyk wat sê vers 15. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie, wat in insendinge bestaan, sodat deur vrede te maak, luister mooi, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam, die liggaam van Christus kon versoen, deur die kruis. Kyk op die bord. In Christus as die liggaam, een nuwe mens. Kyk wat sê die woord nou, daaraan, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Saam met my vyandskap. Wat is hierdie vyandskap? Kyk ek gou wat sê Romeine 8. Sê wie gaan terug Romeine 8 toe. Dan wys ek gou vir jou wat is hierdie vyandskap teen God. En dis 'n shocker. Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Wat is die wet van God? Vers 2 sê, die wet van die gees van lewe in Christus, het jou vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Ek soek jou aandag. Ek soek ons as die kerk se aandag. As jy sê ons moet doodgaan, is dit in vyandskap met God. Want almal in Adam het gesterf. Almal in Christus is lewend gemaak. Moet jy dit glo of moet jy dit weet? Hoe lewend is jy? Sê jou dink. Sê jou bewustheid gaan dit bepaal. Jou dink, jou bewustheid gaan dit bepaal. Kom ons manifesteer dit gou. Johannes 1:18. Kom ek wys gou vir julle wat dit eintlik beteken. Hoe groot is dit eintlik? Johannes 1:18. Hoe wonderlik is dit eintlik? Dit wat God van jou dink. Johannes 1:18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enig geborene. Van die vertaling sê die eerste geborene. Wat die seun wat in die boesem van die Vader is, het hom verklaar. Nou wat beteken eerstgeborene? Ek moet dit vir jou wys. Wat se weer kan ek gebruik? Eerstgeborene beteken die kop het eerste uitgekom. En toe kom die liggaam uit. Wie is die liggaam? Met ander woorde, eerstgeborene beteken, sê ons. Want as jy gaan kyk wat dit beteken monogeen. Dit beteken daar is net een geen. Sê almal is geregenereer. Almal is geregenereer. Almal is geregenereer. As God na ons kyk, al wat hy sien, is die seun. Eerstgeborene beteken nie 'n proses eendag ons nie. Eerstgeborene beteken toe hy as hoof gebore word, toe is die liggaam daar. Ek kan nie help nie. Ek kan dit nie help nie. Ek is daar. Want hoekom moes almal in Adam sterwe?
Want eens op 'n tyd was Adam die hoof. En die liggaam was in vyandskap. Maar toe hy die laaste Adam word, toe word die liggaam as Adam onthoof. En toe daar 'n geboorte plaasvind, 'n regenerasie, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, toe word ons gehoof, bouhoof, die Christus. En hier is die nuwe mens. Gebore uit 'n nuwe vader, met nuwe gene. Met ander woorde, het jy die reg. As daar 'n siektestoestand in jou liggaam is, het jy die reg om daai siektestoestand aan te spreek en te verklaar. Hierdie gene, hierdie DNA is goddelike, divine. Laat die gaan. Daarom, hoe lewend is jy? Dit gaan afhang. Kom ons deur. Die woordjie monogeen, mono beteken die enigste. Dis hoekom Efesiërs 4 vers 4 tot 6 sê, ek gaan dit quoteer, jy kan dit opsit, daar is net een liggaam. Daar is net een hoop van die roeping. Ons gaan daarna moet kyk. Daar is net een geloof, sê bietjie ooggats. Daar is net een geloof. Wat is hierdie geloof? Efesiërs 4 vers 13 sê, totdat almal kom tot eenheid van die geloof. Wat is dit? 'n volwasse man, die volle grootte Christus. Daar is net een God die Vader, in almal, oor almal en tot almal. Is dit nie fantasties, die mense? Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie groot nie? Enige gebore, eersgebore, ek gaan sommer quoteer, Kolossense 1 vers 18 sê, hy is die eersgeborene uit die dode. Hy die hoof, ons die liggaam. Sê vir my, as 'n geboorte plaasvind en die kop kom uit, wat kom saam in die kop uit? Die liggaam. Ek is verskriklik jammer om vir jou te sê, jy is deel as monogeen, die eerste, die eersgeborene. Hier is ons. Hier is ons. Hier is ons. Hier is ons. Wat beteken geen? Monogeen. Geen beteken, jy's uniek, enig van jou soort, gebore as ware uit God, 'n sekere DNA in vlees, as regenerasie, wedergebore, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, jou ware oorsprong uit God, opstanding. Daarom kyk gou wat sê 1 Petrus 1. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1. Is dit nie mooi nie? Met ander woorde, ons moet ons Christus denke as vernuwe denke leef, mense. Dis volbring. Dis volbring. En ek gaan nou vir jou wys, wat moet ons eintlik glo? Ons is klaar lewend gemaak. Maar wat moet ons eintlik glo? Kyk wat sê 1 Petrus 1. Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Luister nou mooi, tot 'n lewende hoop. Sê saam met my 'n hoop. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sê gou vir my, hoekom het Petrus gesê dis 'n hoop? Want Petrus het dit geskryf so 65 na Christus. So dit was vir Petrus hier 'n hoop. Maar sê vir my, ek en jy in Christus wat lewend gemaak is dit vir my en vir jou 'n hoop? Dit gaan afval, wat dink jy? Sê dis 'n realiteit. Met ander woorde mense, vanuit ewigheid as opgewek verheerlik, is daar nie 'n gister nie, daar is nie 'n toekoms nie, daar's net 'n nou. Met ander woorde, as jy nou bewus is, ek het hierdie lewe, ek is lewend gemaak, is dit jy. Waar dit gemanifesteer met die opstanding? Wat is die opstanding? Die openbaarmaking van die ware jy. Dis al wat dit is. Maar kyk gou hoe lyk hierdie erfenis. Kyk wat sê vers 4. Sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan kry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Stop. Jy sê die Here is mooi goed. Hoekom het Petrus gesê dit was in die hemele bewaar? Want hy skryf dit 65 na Christus, want toe Jesus op die kruis uitroep, dis volbring, toe gaan die voorhangsel in die skaduwee, die tempel wat Moses gebou het, die tabernakel wat Moses gebou het, toe gaan die voorhangsel daar oop, maar omdat die Jode ongehoorsaam is vir 40 jaar, was die ware tempel in die hemel, sy voorhangsel nie oop, totdat dit gesê is,
Dit is verby. Toe gaan hy eers vir hulle oop. Toe is dit nie meer bewaar in die hemel nie. My vriend, dis in jou, en dis in jou, en dis in jou, en dis jy. Ons moet die Bybel begin reg lees. Ons moet die tydlyn in die konteks begin reg trek. Kan ek iets radikaal sê? Dis al vir 2026 jaar hoop. En kan ek weer iets radikaal sê? Vir die volgende 100 jaar. As jy nie uitkom by lig van die wêreldbediening en waarheid nie, bly dit vir jou hoop. Wat is ons erfenis? Onverganklikheid, onverderflikheid. Wat is onverganklikheid? Onverderflikheid. Hierdie liggaam kan nie meer verderf, vergaan, siek word, doodgaan nie. Gaan God dit doen, of is dit iets wat jy moet? Nou wat moet ons eintlik glo? Kan ek gou vir jou wys? Kyk wat sê Romeine 6 vers 3. Wat moet jy dan eintlik glo? Moet jy glo tot die ewige lewe of is jy lewend? Dis joune. So wat moet jy eintlik glo? Sê dit is radikaal. Romeine 6 vers 13 sê, ons is so naby, so 3/4. Het jy nog geskrik? Toe ek sê ons is 3/4. Nogal nie. Kyk wat sê Romeine 6:13. Wat moet ons eintlik glo? Vers 13 sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde. Wat beteken sonde? 'n verwronge identiteit. Met ander woorde, moenie jou lede stel tot beskikking van 'n verwronge identiteit as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julleself tot beskikking van God, luister mooi, as mense wat uit die dode lewend geword het. So wat moet jy glo om die ewige lewe te hê, of omdat jy weet, jy is lewend, maar jy eerder glo, jy's uit die dode lewend gemaak. Moet jy glo en wag vir die dood, of is jy uit die dood? Dis agter jou. Wat lê voor? Lewe. Hoekom glo ons dit nie eerder nie? Kan ek maar vra, hoekom glo ons dit nie eerder nie? Kyk gou wat sê Efesiërs 5. Kom ons, terwyl ons daar is, Zebi, as jy nog by die skrif. Kom ons gaan, kyk gou wat sê vers 6. Kom ons gaan maak om sommer klaar, anders hoef Zebi nie weer terug te kom nie. Wat moet ons glo? Kyk wat sê vers 6. Aangesien ons dit weet, sê saam met my weet, dat ons ou mens saam gekruisig is. Daar is nie meer 'n ou mens nie, daar is nie meer 'n Adam nie. Daar is nie meer siekte nie man, daar is nie meer sonde nie, daar is nie meer dood nie. Ons moet radikaal raak oor dit. Sodat die liggaam van die verwronge identiteit tot niet gemaak sou word en nie meer die verwronge identiteit sou dien nie. Vers 8. Wat moet jy glo? Wat moet jy weet? As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. So as jy iets wil glo, wat moet jy glo? Jy is saam met Christus lewend gemaak. Jy leef sy lewe. Ek kan nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor my nie. Die enigste rede hoekom die dood heers, dis volbring, is omdat die mens dit nog. Kom ons gou verder. Vers 9 sê, omdat ons weet, jy saam met my weet, dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir sonde, het hy vir die verwronge identiteit eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Vers 11, so moet julle reken. Wat beteken reken? Van oortuig wees, van mening wees, bewus wees, dat julle wel vir sonde, dat julle dood is vir die verwronge identiteit, maar lewend is vir God in Christus. Hoe groot is dit? Hoe mooi is dit nie? So wat moet ons eerder glo? Die dood heers nie meer nie. Die woord sê die dood het geheers. Die woord sê die dood het geheers vanaf Adam tot by Moses. Jy sê mense, dis groot. Dis fantasties. Kyk gou wat sê Efesiërs 5. Efesiërs 5 oor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 5, vers 14. Ek vat gou 'n slukkie koeldrank. Ontvang ons iets. So wat moet ons eerder glo? Uit die dood. Die dood heers nie meer nie. Saam met Christus lewend gemaak. Dis my lewe. My erfenis is onverganklikheid.
geen verderf. Vir myself persoonlik, brou, ek trap jou plat een of ander tyd. My oë moet regkom. Dis my DNA. Wat is jou rede? Wat is jou rede? Kyk wat sê Efesiërs 5 vers 14. Hoor wat sê vers 14. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap. Jy staan op uit die dood en Christus sal oor jou skyn. Gaan lees 'n bietjie in die Message Bybel. Hy praat van staan op uit jou doodskus. Want Christus het jou lewend gemaak. Hoekom sien ons dit nie? Die meeste weet dit nie, want die mens glo nog. Vir die mense is dit nog 'n hoop. Wat ek geskryf, maak nie saak nie. Nou, kyk wat sê 2 Timoteus 2, vers 11. 2 Timoteus 2, vers 11. Dit is 'n betroubare woord. Want as ons met hom gesterf het, wie het almal saam hom gesterf? Ons is van mening, toe een sterf, het almal gesterf. Wie glo dit? En omdat almal gesterf het, sal ons saam met hom lewe. Hoe lyk sy lewe? Hy kan nie meer doodgaan nie. Die dood heers nie meer oor hom nie. So hoe lyk my en jou lewe? Is dit die waarheid vir ons? Is dit die waarheid? Gaan gou terug, Romeine 6 vers 4 toe, sê wie? Ek wil gou ietsie wys uit Romeine 6 vers 4, my geliefde skrif. Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Wie is almal saam met hom begrawe deur die doop in die dood? Sodat, sê saam met my, sodat, dit sluit jou nou in, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, wie is almal saam met hom opgewek? Jy, deur die heerlikheid van die Vader, sê deur die heerlikheid van die Vader, ons nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat is hierdie nuwe lewe? Sê ek is lewend gemaak. Sê dis myne. Ek hoef nie te glo nie. Ek weet. Ek reken. Ek is van mening. Ek is uit die dood. Die doodse. Ek gaan nie verder sê wat ek altyd sê nie. Die dood heers nie meer oor my nie. Die enigste krag wat die dood het om te heers, is 'n denke ding. Is 'n denke ding. Is 'n denke ding. Nou is die vraag, hoe lewend is jy gemaak? En ek sluit af met dit. Kyk wat sê Efesiërs 2. Dan gaan ek iets baie radikaals vir jou bring. Kyk wat sê Efesiërs 2. Hoe lewend is ons gemaak? Efesiërs 2. Vers 4. Efesiërs 2 vers 4 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade as gevolg van ons verwronge identiteit, mentaliteit, lewend gemaak saam met Christus. Sê vir my, hoe lewend is Christus? Nou as jy lewend gemaak is saam met Christus, hoe lewend is jy gemaak? Hoe lewend is jy nie? Hoe lewend is ek en jy dan nie? Sê lewend gemaak saam met Christus. Daarom kyk wat sê Kolossense 3 vers 4 gou. Kyk gou wat sê Kolossense 3 vers 4. Hoor nou mooi. Ek en jy is lewend gemaak saam met Christus. Maar hoor wat sê vers 4. Vers 4 sê, wanneer Christus wat jou lewe is. Ek wil jy met mooi luister. Jy is lewend gemaak saam met Christus. Maar eintlik is Christus jou lewe. Wanneer Christus wat jou lewe is, geopenbaar word, is dit vir die toekoms of is dit vir nou? Sal jy as Christus in heerlikheid geopenbaar word? Nou moet ek vir jou vra. Die Christusdenker redeneer so. Dis nie ek en Jesus nie. Dis ek as Jesus. Jesus is as ek gekruisig. Ek is as Jesus gekruisig. Onthou julle verlede week, Johannes 17, Vader, ek bid dat ons een is. Ek en hulle en my, soos ek en u is, een my een. Nou as Christus jou lewe is,
Is jy opgewek saam met Christus of is jy opgewek as Christus? Sê dit hardop. Want 1 Korintiërs 12:27 sê, jy is die vleesliggaam. So eersgeborene, toe die kop eerste, toe die vlees. Sê vir my, is daar 'n verskil tussen my kop en my liggaam, of is dit Rudy? Nou as hy Christus die hoof en ek die liggaam, as wie is ek? Ek het juis lewend gemaak as Christus. Behalwe as jy nog by die stamboom van roos spies, die koker, jy sê dis groot. Sê 'n nuwe mens. 'n Nuwe mens. Hoe lyk hierdie lewe? Kan ek jou gou wys hoe lyk hierdie lewe? Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers 17. Ek moet vir jou wys, want dis nie meer jou lewe nie. Kom. Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 17. Vers 17 sê gou vir my hoe laat is dit eers? 11. Nee wat, ons is nog in tyd. Efesiërs 4 vers 17 sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Sê 'n verwronge identiteit, ek weet nie wie ek is nie. Kyk wat sê vers 18. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hart. Hoe lewend is jy? Ek is lewend met die lewe van God. Kan God siek word? Kan God doodgaan? Sê daarom, Psalm 82. Woe, is 'n groote. Psalm 82. Hoor nou wat sê Psalm 82, mense. Dis wonderlik. Hoor wat sê Psalm 82 nou. Sê vir my, wie se lewe is dit? Met ander woorde, ek op hierdie nuwe weg, hierdie nuwe lewe, nuwe mens, die Christus mens, ek leef God se lewe. Dit was God se droom van die begin af. Laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis, laat hulle heers. Wat is die heerskappy? Die vrug, die manifestasie, die verheerliking van wie God is in vlees. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hoor nou wat sê Psalm 82, vers 5. Hulle weet nie en verstaan nie, hulle loop rond in duisternis, al die fondamente van die aarde wankel, ek self het gesê, julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Sê vir my, as dit nie jou oortuiging is nie, as dit nie jou identiteit is nie, as dit nie jou bewustheid is nie, sal jy nogtans sterwe soos 'n mens. En soos een van die vorste sal jy val. Hy wie ons arme rose. Jy sal sterf soos 'n mens, jou gode seun. Jou gode seun. Ek sluit af, 2 Timoteus 1. Dit is ietsie ontvang. 2 Timoteus 1, vers 9. 2 Timoteus 1 vers 9. Hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af, kyk op die bord, wat ons van ewigheid af in Christus geskenk het. Wat was dit? Jou gode seun, wat nou geopenbaar is, ek en jy is die openbaring nou van dit, waar jy beweeg. Luister mooi, wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser. Wie is nou die verskyning van dit? Wie daag nou by Pick n Pay op? Hy of jy? Wie daag nou by waar ook al op? Hy of jy? Ons verlosser, luister mooi, wat die dood tot niet. Ek het al die vertalings gekyk, tot niet. Is daar nog dood? Al dood wat daar is wat die mens bedink. Wat die dood tot niet gemaak het,
en lewe, onverderflikheid, onverganklikheid aan die lig gebring het deur die evangelie wat hier verkondig word. Is dit nie groot nie? En waar is dit alles? Ek sluit af. Efesiërs 3 vers 20. Ek sluit af. Waar is dit alles? Waar is dit alles? Efesiërs 3 vers 20. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Dis in jou. Hoe lewend is jy? Is dit nie mooi nie? Amen. Kom ons gee hom 'n lekker lofoffer vir dit.